Vader, baie dankie vir u troue sorg oor ons. Dankie dat u ons dag na dag dra en seën met die keer van u seëninge. Ons kan vanmôre sê, loof die Here o my siel en alles wat binne my is. Loof sy heilige naam, loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Vader, baie dankie dat ons die voorreg het om u woord in ons midde te mag hê. Dankie dat ons dit in ons eie taal mag lees, dat ons dit mag aanhoor. En ons eer u vanmôre dat ons weet dat ons kinders van u sorg kan wees en dat u vir ons ook deur u waarheid van u woord opbou in die allerheiligste geloof. Baie dankie dat u ons as gemeente, Here, 'n gemeente wat u in die lewe geroep het, in stand hou. Dankie dat u vir ons voorsien na die tydelike. En ons bid, Here, dat u vir ons groot wysheid sal gee in die spandering van die fondse, sodat ons ook getroue rentmeester sal wees van die koning van die konings en die Here van die leerskare. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. Het word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Weet, gaan ons hierdie week, die 31ste Oktober, hervormingsdag of reformatiedag vier. Nou die meeste van u wat deel is van ons gemeente, sal weet dat ons, maar basies ons gemeente bou op die protestantse beginsels, of die beginsels van die reformatie, soos aangebring op hierdie bord op regterkant, die 5 soulas waarvan ons praat, soula wat beteken in Latyns 1, God se woord alleen, en geloof alleen en genade alleen. En ek wil net so kort oorsig met u hanteer, want u sal sien, 31 Oktober is Vrydag, gaan ek 'n oordenking hou oor die 5 soulas, en dan Maandag, Dinsdag, Woensdag. So ek gaan dit bietjie meer deeglik hanteer in die oordenkings. Ek het al 'n paar keer gepreek daaroor in die gemeente, maar net om u gedagte te verfris en net vir u opnuut weer te herinner daaraan, dis waaroor hierdie gemeente in die lewe geroep is, en dit is die doel van ons bestaan, dat ons sal bly by die waarheid van die woord. Nou, u ken die kerkgeskiedenis, dat Martin Luther, hierdie man was 'n Rooms-Katolieke priester gewees, en die Bybel leer vir ons, of die geskiedenis leer vir ons, dat hierdie man die Bybel begin bestudeer het. En hy het agtergekom dat die Rooms-Katolieke kerk op 'n verkeerde pad is, wat sekere van die dinge aanbetref rondom Christus, rondom die weg tot saligheid, al die beelde, dit wat hulle doen, wat Maria aangaan, gebede tot Maria, sekere dinge wat hulle doen. En hierdie man, Martin Luther, het op 31 Oktober 1517 die 95 stellings teen die Wittenbergse kerk deur vasgeslaan. En hy het die Romeinse kerk uitgedaag tot openbare debat oor verkeerde leerstellings en wanpraktyke. Nou, wat dink u wat was die reaksie van die Romeinse kerk? Hulle het hom genooi, hulle het vir hom ete gegee en hulle het vir hom gesê, kom ons praat daaroor, kom ons redeneer daaroor. Miskien het jy 'n punt. Verseker nie. Toe hy opstaan teen die kerk, was dit gewees, jy glo wat die kerk leer, of jy's uit. Daar was geen middelweg nie. Hulle het nie belang gestel om oor die woord van die Here te redeneer en te debatteer, soos hulle in die eeue gedoen het by synodes, waar hulle sekere kwessies deurgetrap het en hierdie waarhede na vore gebring het nie. Die geskiedenis leer vir ons baie duidelik dat Martin Luther ook sekere dinge geskryf het, sekere van hierdie verkeerde praktyke uitgewys het, en op 'n stadium toe hulle vir hom sê, luister, jy moet inval by die kerk of uitval, en Martin Luther sê vir hulle, kan nie, ek moet by die woord van God kant kies, het hulle hom voor die konsilie van Worms gedaag. Nou vriende, by daardie konsilie het hulle al sy boeke uitgepak en vir hom gesê, met hierdie boeke, alles wat hy daar geskryf het, moet hy basies as leuns beskou en die kerkse leer aanvaar. En Martin Luther sê die volgende woorde, hy sê, unless I am convinced by the testimony of the scripture, or by clear reason, for I do not trust either in the Pope or in councils alone, since it is well known that they have often erred and contradicted themselves. I am bound by the scriptures I have quoted, and my conscience is captive to the word of God. Dan skryf hy, I cannot and will not recant anything, since it is neither safe nor right to go against conscience. May God help me. En van daardie dag af was daar eintlik 'n prys op hierdie man se lewe gewees. Hulle wou hom doodgemaak het, want die hervorming het plaasgevind. Ewe skielik kry mense 'n Bybel in hulle hand en hulle kan self lees wat God se selfopenbaring en verklaring in sy woord vir ons sê. Daar het geweldig baie mense tot bekering gekom.
En is ons vandag dan ook die vrug van hierdie hervorming wat plaasgevind het in 1517. En ag vriende, ons eer die Here dat uit hierdie hervorming is die 5 solas gebore. Nou hierdie 5 solas, 'n sola beteken in Latyns vir die gedagte van alleen, en elkeen van hierdie solas is 100% op ons van toepassing en is die hart van die evangeliese kerke of protestantisme soos dit bekend staan. En die eerste een is sola scriptura, God se woord alleen. Ek het vir u al dikwels gesê, as ek hier van die kansel vir u kom sê, die Here het vir my gesê, en ek kom met allerhande snaaks en vreemde dinge, het u die volste reg om my uit te daag en te sê, maar dis nie wat die woord van God sê nie. Die predikant is nie die autoriteit nie. God se woord is die autoriteit. Die ander sola is die sola fide, geloof alleen. Geloof is 'n geskenk uit die hand van God wat hy ons gee om tot bekering te kom. Hy doen dit omdat hy 'n genadige God is, sola gratia, die genade alleen gedagte, en dan sola Christus, of Christus alleen. Hy is die enigste weg tot die Vader. Daar's nie baie weë na die Vader nie, behalwe Jesus Christus, en alles tot die eer van God alleen. Nou, ons gaan vanmôre uit Psalm 47 bietjie kyk na die gedagte dat lofprysing en aanbidding is 'n Bybelse beginsel en 'n goddelike opdrag. En elke weergeborene weet wat dit is om spontaan God te loof en te prys, omdat hy ons deelgenote gemaak het van sy hemelse heerlikheid. So, die 31ste Oktober, hervormingdag of reformatiedag, u gaan 'n paar oordenkings daaroor hoor, en vanmôre is maar net so 'n inleidende gedagte om vir u te sê, dis waarop ons hierdie gemeente bou, waarop die kerk van Jesus gebou word wêreldwyd, en mag ons die Here eer en dank dat hy sy kerk self in stand hou, want die Bybel sê Christus hou self sy kerk in stand. Vriende, ons nooi om die woord van die Here vanmôre saam met ons oop te maak by Psalm 47. Eintlik wonderlik dat Psalm 47 inpas by ons vieringe hierdie week waar ons hervormingsdag of reformatiedag gaan vier. U weet, ek is besig met die reeks uit die boek Genesis. Party Sondag preek ek uit Genesis, ander Sondag uit Psalms, en ek eer die Here ook vir die waarheid uit sy woord. Laasweek het ons gepraat oor wat gaan ons gesindheid wees teenoor mense wat verval in die sonde van homoseksualisme, en ek dank die Here ook vir die terugvoering wat gegee is, en die mense wat opgewonde is om hierdie boodskap te deel, om vir hierdie mense hoop te gee, want as hoop in Christus vir die grootste van sondaars, en Paulus sê, hy is die vernaamste van alle sondaars, en ek kan myself daarby insluit, en u elkeen wat vanmôre hier sit, en daarom eer ons die Here dat ons uit die Bybel kosbare waarhede kan leer wat van toepassing is op ons mens in die jaar 2025. Dis hoe wonderlik God se woord is. Dis nie 'n boek wat oud word nie, want die Heilige Gees het die woord geïnspireer, en eer ons die Here ook dat ons hierdie waarhede kan leer. En Psalms is 'n besondere boek. Ek het vir u gesê dis die mees geleesde boek onder kinders van die Here in die wêreld. Dis die boek wat hulle die meeste na verwys, die meeste lees, en die rede daarvoor is dat ons kan so dikwels assosieer met die skrywers van die Psalms. Stem jy saam? Hulle het hoë hoogtes gehad, hulle het deur diep donker tye gegaan in hulle lewe. Daar was tye van moedeloosheid, tye van siekte, krisisse in hulle lewe, sonde probleme waarmee hulle geworstel het, en telke male skryf hulle 'n Psalm en hulle roep na die Here God, die een wat vir ons uitkoms kan gee, die een wat vir ons vergifnis kan gee, die een wat vir ons dan ook sy reddende regterhand uitsteek om ons uit die diep moddersluik dan te haal. Wonderlik om te weet, die dag as ons kind van God word, dan sal die Here ons in stand hou tot daardie dag, dat ons hom in sy heerlikheid sal sien. En vanmôre gaan ons bietjie kyk, waarom moet ons God loof en prys? U het gesien, die laaste sola is sola deo gloria, alleen aan God die eer, en vanmôre gaan ek met u praat uit hierdie Psalm oor die gedagte, lofprysing en aanbidding is 'n Bybelse beginsel, maar ook 'n goddelike opdrag. Elke mens op aarde is veronderstel om God te loof en God te prys, want hy is ons skepper. Luister vriende, as die Here vanmôre jou suurstofbottel toedraai, is daar nie 'n dokter in hierdie land of wêreld wat jou gaan deurhaal dat jy 'n dag langer gaan leef nie. En tog neem mense van selfsprekend aan. Hulle staan in die môre op, hulle kan sien, hulle kan hoor, hulle kan praat, hulle kan loop. Dis die God van hemel en aarde, ons skepper, wat ons nie net geskaap het nie,
maar hy hou ons in stand deur die krag van sy woord. Die Bybel sê, dat die Here laat reën oor die regverdige en die onregverdige. Hy is 'n genadige en barmhartige God. Daarom moet van die opgang van die son tot sy ondergang die naam van die Here geloof en geprys word. Ek wil jou vra vanmôre, as jy dalk opstaan in die môre met 'n paar skete en pyne soos ek deesdae opstaan, lyk my as hy oor 50 raak, dan is daar baie dinge wat gebeur met jou. Vra die Here genade in plaas van om te murmureer, om hom te loof en te prys dat jy nog jou oë kon oopmaak, dat jy nog kon sien, dat jy nog kan vat en kan voel. Wonderlik om die ketel aan te sit, en 'n koffiekie te maak en te drink, en te weet dat die Here vir ons goed is, ver bo die maat. So kom ons kyk vanmôre na die gedagte, juist die 5de Sola Deo Gloria, waarom ons, as kinders van die Here, op so 'n manier God moet loof en prys, dat die wêreld na Christus getrek sal word. As hulle ons blydskap sien, sal daar ook van hulle kant af 'n jaloersheid kom, 'n begeerte kom, om vir ons te vra nou, wat is anders in jou lewe as in my lewe? En dan sê ek nie vir hulle, jong, ek het die lotto gewen, 'n paar nulle ekstra aan my bankrekening nie, of ek het daai kar gekry, wat ek so graag wou gehad het, of daar die huis van my is oorgedoen. Nee, ons sê, ons behoort aan hom, wat ons uit die geestelike duisternis uitgehaal het, en ons in sy wonderbare lig gebring het. Die wêreld het hierdie getuienis nodig. Kom ons kyk vanmôre na wat Psalm 47 sê, met dit as agtergrond. Vir die musiekleier van die kinders van Korag 'n psalm. Alle volke klap met die hande, juig tot eer van God, met 'n stem van gejubel. Want die Here, die Allerhoogste, is gedig, 'n groot koning oor die hele aarde. Hy bring volke onder ons, en nasies onder ons voete. Hy kies ons erfdeel vir ons uit, die trots van Jakob wat hy lief het. Sela. Jy weet wat Sela beteken nou al? 'n Mens moet 'n paar oomblikke neem om te dink oor wat die psalmdigter nou vir ons gesê het. Hy kies ons erfdeel vir ons uit, die trots van Jakob wat hy lief het. Vers 6. God vaar op met gejuig, die Here met basuingeklank. Psalm sing tot eer van God, psalm sing. Psalm sing tot eer van ons koning, psalm sing. Want God is koning van die hele aarde. Psalm sing met 'n onderwysing. God regeer oor die nasies. God sit op sy heilige troon. Die edeles van die volk het vergadere, volk van die God van Abraham. Want aan God behoort die skulde van die aarde, hoog verhewe is hy. Ons lees hier die paar versies saam, en ons vertrou dat die Here die waarheid van sy woord sal seën en heilig aan ons harte. Ons teks van oordeenking vir u vanmôre vind ons in Psalm 47 vers 2. Alle volke klap met die hande, juig tot eer van God met 'n stem van gejubel. Die tema vanmôre is dan lofprysing en aanbidding is 'n Bybelse beginsel. Lofprysing en aanbidding is 'n Bybelse beginsel, en ek wil eintlik byvoeg 'n goddelike opdrag. Nou vriende, as ons so deur die Bybel gaan lees, dan sien ons dikwels hoe God se kinders spontaan God geloof en geprys het. Onthou u nadat die Here sy volk uit Egipte land verlos het, en hulle daar by die Rooi See aangekom het, en die Egiptenaars agter hulle aangetrek het, die Rooi See voor hulle, die Egiptenaars agter hulle, en die Here sê vir Moses, sê vir die volk, hulle moet aanskou en sien wat die Here doen. Direk na hierdie oorwinning waar die volk droogsvoet deur die Rooi See getrek het en die Egiptenaars verdrink het, sing Miriam en die kinders die lied, die vroue die lied, dat hierdie God wat ons dien, hy is een wat met geen ander God op aarde vergelyk kan word nie, want daar is geen ander God nie. Dis die versinsels van mense, die uitvindsels van mense denke en die werke van mense hande. En hierdie lofprysing en aanbidding vloei reg deur die Bybel. Dis 'n goue lyn wat ons vind, wat eie is aan kinders van die Here. Ek lees vir u so 'n gedagte in Psalm 100, 'n baie besondere psalm, en ek vra dat u hom in hierdie week sal memoriseer. Wie gaan saam met my om memoriseer? As ek nou nie veel wat reageer nie, dis hoekom ek nie uitnodigings maak nie, want ek kry gewoonlik nie baie reaksies nie. Maar kyk wat staan hier, 'n psalm by die lofoffer, juig voor die Here o ganse aarde, dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig met gejubel, erken dat die Here God is, hy het ons gemaak, en ons is syne, sy volk, en die skape van sy weide.
gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesange, loof hom, prys sy naam. Want die Here is goed, sy goedertierenheid is tot in ewigheid, en sy trou van geslag tot geslag. Luister, geen sonde, geen geld, geen aardse besittings kan 'n blydskap in jou siel bring, soos die Here self nie. Al hierdie ander dinge sal verbygaan, dit stel te leer, dis wat mot en roes verniel, sê die Bybel. Maar hierdie God van die Bybel is die een wat ons kan loof en prys. In die eerste plek omdat hy vir ons lief gehad het met 'n ewige liefde. Hy het sy seun gestuur om aan die kruis te sterf. Die Bybel sê hy het sy woord vir ons gegee, wat vasstaan deur al die eeue. Daarom juig voor die Here, o ganse aarde, dien die Here met 'n lang gesig. Nee, met blydskap. Met blydskap. Ek is nie van nature 'n mens wat te veel lag en gesels nie. Of ek was so, sê eerder so. My vrou sê ek het baie verander nou, weet ek weet nie regtig nie. Ons sal maar eendag daaroor moet praat, maar die gedagte is, die Here het my kom leer dat die blydskap in die Here is ons beskutting. Ons almal kan vanmôre 'n klomp klaagliedere aanhef en sê, maar luister, hierdie ding het hierdie week verkeerd geloop, daardie ding het verkeerd geloop, hierdie ding het my of hierdie situasie of daardie persoon het my teleurgestel. Maar in die Here vind ons 'n konstante blydskap, omdat hy onveranderlik is en ons nooit kan teleurstel nie. Hoor wat sê Esra, daarin, of die woord in Esra 3 vers 11. En hulle het aangehef met lof en dank aan die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid oor Israel is vir ewig. En die hele volk het gejuig, met groot gejuig, toe hulle die Here loof, omdat die fundament van die huis van die Here gelê was. Maar baie van die priesters en die leviete en die familiehoofde, van die oues wat die eerste huis gesien het hardop gehuil, toe die fundament van hierdie huis voor hulle oë gelê is, terwyl baie met gejuig, met blydskap die stem verhef het. En die volk kon die geluid van die blye gejuig nie onderskei van die geluid van die gehuil van die volk nie, want die volk het gejuig met 'n groot gejuig, sodat die geluid tot ver gehoor is. Hierdie volk was bly in die Here, omdat die Here ook weer guns aan hulle bewys het, en hulle hierdie huis van die Here kon herstel het. Ek gaan vir u so ietsie in Afrikaanse Engels lees van Spurgeon. U weet nou al seker, hy is my gunsteling skrywer, besondere waarhede wat hierdie man kwytraak. En ek gaan vir u so ietsie lees uit die dagstukkie van 14 Junie, wat hy geskryf het oor die gedagte van blydskap in die Here. Die Engels sê, delight thyself also in the Lord. En nou skryf hy, sê the life of the believer is here described as a delight in God. And we are thus certified of a great fact that true religion overflows with happiness and joy. Ware kunskap kan nie losgemaak word van blydskap in die Here nie. Nou skryf hy en hy sê, ungodly persons and mere professors never look upon religion as a joyful thing. To them it is service, duty, necessity, but never pleasure or delight. If they attend to religion at all, it is either that they may gain thereby, or else because they dare not do otherwise. The thought of delight in religion is so strange to most men that no two words in their language stand further apart than holiness and delight. Het jy al gesien hoeveel mense die Here dien met 'n swaarmoedige hart? Is vir hulle die moeilikste. Ag, vandat ek 'n kind van die Here geword het, kan ek nie meer dit nie, en ek mag nie meer dat nie, en ek kan nie meer soontoe nie, en ek kan nie meer daai kant toe nie. En dit is vir die meeste mense hulle ervaring van Christendom. Nou skryf Spurgeon en hy sê, but believers who know Christ understand that delight and faith are so blessedly united that the gates of hell cannot prevail to separate them. They who love God with all their hearts find that his ways are ways of pleasantness, and all his paths are peace. Such joys, such brimful delights, such overflowing blessedness do the saints discover in their Lord, that so far from serving him from custom, they would follow him through all the world, cast out his name as evil. We fear not God because of any compulsion. Our faith is not feather. Our profession is no bondage.
We are not dragged to holiness, nor driven to duty. No, our piety is our pleasure. Our hope is our happiness. Our duty is our delight. The light and true religion are as allied as root and flower, as indivisible as truth and certainty. They are in fact two precious jewels, glittering side by side in a setting of gold. Dit is my so mooi gestel, en so kosbaar as ek kyk, dat blydskap in die Here, en ware kunskap, is twee goed wat soos 'n hand in 'n handskoen saamkom. Dis iets kosbaars vir 'n kind van die Here, om jou te verbly in die een, wat jou uit genade kom red het. Die een wat sy liefde oor jou uitgestort het. Die een wat jou in jou sonde toestand raak gesien het, en vir jou in jou dooie geestelike toestand gesê het, leef, sodat jy ook ware vergifnis van sonde kan smaak. En vanmorgen gaan ons kyk na Psalm 47, en ons gaan 3 gedagtes uitlig. 3 gedagtes wat die psalmdigter vir ons gee, waarom ons God kan loof en prys, in die eerste plek van toepassing op die volk Israel, en dan gaan die toepassing deurkom na die kinders van die Here, een ek wat vanmorgen hier in die kerkgebou sit. So kom ons kyk na die eerste gedagte, waarom is blydskap in die Here iets wat eie is aan 'n kind van die Here? Die eerste gedagte wat ek raak gesien het in Psalm 47 is, ons kan die Here loof en prys vir sy wonderbare oorwinnings. Ons kan hom loof en prys vir sy wonderbare oorwinnings. Kom ek lees vir u wat staan in Psalm 47. Die eerste verwysing dan na God se volk, in die eerste plek die volk Israel, hierdie mense wat die Here uitgekies het, om hulle dan ook as sy volk uit te stuur, om dan ook die volke vir Christus te wen. As dan vir die musiekleier van die kinders van Korag, alle volke klap met die hande, juig tot eer van God met 'n stem van gejubel, want die Here, die Allerhoogste is gedig, 'n groot koning oor die hele aarde, hy bring volke onder ons en nasies onder ons voete. Vriende, u weet, tot vandag toe is Israel 'n gehate volk. Dis asof almal 'n fete het met die volk Israel, en waarom dink u, het almal 'n fete met Israel? Hulle het 'n probleem met God. Want u sien, God is die skepper, hy is die een wat heerskappy voer, en as heerser sê God vir ons baie duidelik, dat elke knie sal buig, en elke tong sal bely, dat hy redder is. Die Here kies sy volk Israel, hy gee vir hulle sy woord by die berg Sinaï, hy stuur hulle uit om vir ander volkere te wys, hoe lyk 'n volk wat eenkant gesit is vir die Here? Ons weet dat die volk Israel telke male dan ook in sonde geval het en verval het en later in ballingskap weggevoer is. Maar God se plan met sy volk is nog nie verby nie. En alhoewel Israel op hierdie huidige oomblik nog hulle Messias verwerp, het God 'n ewige plan met hulle, en weet ons volgens die boek Openbaring, dat daar ook 'n herstel sal wees, en 'n massa bekering onder hierdie volk. Maar die psalmdigter, die kinders van Korag, skryf en hulle sê, dat ons kan God loof vir sy oorwinnings, verwysende na die volk Israel, en dit wat die Here vir hulle in die geskiedenis gedoen het. Jy sien, God skenk verlossing en uitkoms vir sy volk, by verskeie geleenthede, en ons lees daar in Deuteronomium 33 vers 29. Welgeluksalig is jy, o Israel, wees soos jy, 'n volk wat deur die Here verlos is, die skild van jou hulp, en wat die swaard van jou hoogheid is, sodat jou vyande julle al kruipende aan jou onderwerp, maar jy sal op hulle hoogte stap. Besonder hoe die Here ook sy volk deur hierdie waarheid bemoedig. Ons sien daar in Josua 21 vers 44, en die Here het hulle aan alle kante rus gegee. Jy onthou nadat hulle in die beloofde land ingekom het die Here hulle aan alle kante rus gegee, net soos hy hulle vaders met 'n eed beloof het, en niemand van hulle vyande het voor hulle stand gehou nie. Al hulle vyande het die Here in hulle hand gegee. So die kinders van Korag kom leer die volk Israel om terug te kyk in die verlede, om te sien hoe God hulle kosbare oorwinnings kom skenk en kom gee. Ek wil vanmôre 'n bietjie stil staan by ons as kinders van die Here, om vir u te wys dat die Here ook vir ons oorwinnings gee.
En dan gaan ons by die groot probleem uitkom, waarom ons nie altyd die oorwinning smaak, en waarom ons nie altyd die blydskap in die Here ervaar nie. Kom ons kyk na die gedagte, God skenk nie vir sy volk oorwinnings, en daarom kan hulle bly wees in hom nie. Hy skenk dit ook vir sy kinders. Een van baie gedeeltes, Romeine 8, vers 31. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Die vraag word gevra, wie? Wie sal beskuldigings inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Ek wil vanmôre vra dat jy sal sien, die oorwinning wat Christus vir jou kom gee, omdat hy aan die kruis gesterf het, opgestaan het, oorwin het, sy gees in ons harte uitgestort het, en dat ek vanmôre daaroor dankbaar sal wees, en 'n blydskap in ons harte sal verkry, omdat hierdie God ook in beheer is van ons lewe. Dan vers 35 tot 39 is by die kersie op die koek, van hierdie baie besondere gedeelte. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard? Soos geskryf is, om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het. Dan vers 38, ek is versekerd. Daar is 'n vaste sekerheid in die hart van die apostel Paulus, wat hy wil deurkommunikeer aan die kind van die Here. Hy sê, ek is verseker dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enig ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus onze Here is nie. Vriende, wat is jou omstandighede vanmôre? In watter situasie verkeer jy vanmôre? Wat is jou stryd? Watse geveg het jy in jou binneste? Met watse sonde stoei jy? Met watse mense stoei jy? Dan wil ek vanmôre vir jou sê, die Bybel sê, in Christus is ons beskik, en in hom is ons meer as oorwinnaar. Ons as gesinne die afgelope week gesien hoe wonderbaarlik die Here ons gebede kon verhoor het, met een van ons kinders in die situasie waarin hy was. En ons kon in ons huisgodsdiens die Here geloof en geprys het. Want hy hoor ons gebede. Hy antwoord nie dadelik nie, want hy toets ons geloof, hy vorm ons karakter, hy's besig met ons, maar ons kan met sekerheid sê, dat niks ons kan skei van sy liefde nie, en dat hy ook die een is wat in beheer is van ons lewe. En nou wil ek jou vra, God skenk aan sy volk oorwinnings, waarin hulle hom kan loof en prys, hy skenk dit aan sy kinders, en nou wil ek jou vra, wat bring skeiding? Wat trek 'n sluier oor ons lewe, dat ons die blydskap in die Here nie kan ervaar nie, dat kinders van die Here dit nie kan uitleef nie? Lelike woord daai, né? Sonde. En hoor wat sê die Bybel, sonde bring nederlaag, sonde verwyder die blydskap uit my lewe, sonde laat my nie meer die son sien wat skyn, en die blare en die kleure en die wonderlike goedheid van die Here nie. Sonde bring 'n sluier oor my lewe, dit bring 'n benoudheid in my siel, dit bring 'n bekommernis elke dag, want ek weet, daar is 'n skeiding tussen my en God. Daarom pleit ek vanmôre by jou, dat jy sal sien, dat in Christus is daar vergifnis vir sonde, en vir sy kinders is daar vrymaking, verlossing en oorwinning. Jesaja 59 vers 1 sê, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie. Praat nou met sy volk. Jesaja sê vir hulle, luister, dink julle God is onmagtig? Dink julle situasie is te moeilik vir hierdie God van die Bybel? Hy sê sy oor is nie doof nie. Die Here het nie gehoor stukkies wat aangedraai moet word en, Pooi, moet net so 'n bietjie harder praat, want ek kan nou nie hoor wat Pooi sê nie. Nee. Hy hoor, al sê ek nie 'n woord nie. Hoor die Here my. Nou sê die Bybel, maar, julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Nou, ek het vir jou al gesê, ek het my linkeroor is 'n polisieoor. Al die jare in die polisie wat ons geskiet het hierdie oor seer gekry. Daai tyd het jy nie goedjies opgesit nie, want jy's 'n man. Eintlik was jy stupid, as jy 18 en 19 is, dink jy nie, dat jy miskien eendag 50 of 60 gaan word nie. Daai mense lyk vir jou baie oud,
en in 'n oogwink is jy daar, maar ek het so polisie oor. En dan sit ek aan my studeerkamer, en Ethel is daar in die badkamer, of sy's daar in haar studeerkamer, en sy sê vir my iets. Sê ek hoor nie. Kan nie hoor nie. Dan sê sy vir my weer. Dan sê ek kan nie hoor nie. Hoekom kan ek nie hoor nie? Maar daar's 'n muur tussen ons. Sy's aan daai kant, ek is aan hierdie kant, en sy praat harder, en ek hoor minder. En dan kom ons op 'n stadium, en staan ek op of sy staan op, en ons kom by mekaar, en sy sê vir my in gewone stemtoon, ek sê, is dit wat jy vir my wou sê? En dis presies die gedagte in ons geestelike lewe. Sonde bring 'n skeidsmuur, en ons bid en ons sê, ons bid teen die plafon vas. Het jy gehoor? Het voel vir my of my studeerkamer 'n koper plafon het. Nee, hy het nie 'n koper plafon nie, gaan kyk mooi. Jy kan nie jou hand deur koper druk nie. Die hele gedagte is net, dat ons sonde bring baie keer hierdie skeidsmuur. Die Here hoor, hy hoor elke woord, hy hoor elke versigtiging van my hart. Maar ek moet breek met my sonde. Dis wat God vir sy volk gesê het. Kry klaar met julle sonde, julle kan my nie dien, met die een hand en die ander hand is in die bak van sonde, en in die wêreld, en julle wil my nie dien met oorgawe nie. So die eerste gedagte, waarom kan ons die Here loof en prys? Hy is die een wat ons oorwinning gee in ons lewe, oorwinning oor wat ook al die situasie is, maar pas op altyd vir sonde, want Jeremia 5:25 sê, julle ongeregtighede het hierdie dinge afgeweer, en julle sondes het die goeie van julle terughou. As jy vanmôre nie blydskap in die Here het nie, gee nie om vanmôre hoe oud is jy nie. As jy nie blydskap in die Here het nie, gaan doen selfondersoek, en kyk met wat 'n sonde is jy besig. Dit kan daadsonde wees, waar jy fisies sonde doen. Dit kan nalaatsonde wees, waar jy nalaat om te doen, wat God van jou vra. En jy weet, wat jy mis, as jy kind van die Here is. Want as jou verhouding met God reg is, as jy jou sondes bely het, as jy elke dag leef, om hom te verheerlik, dat hy koning en Here en meester van jou lewe is, dan kom daar 'n spontane blydskap, dat jy so in jou kar ry, en jy ry so en ewe skielik, sê jy net, loof die Here, o my siel, en alles wat binne my is, loof sy heilige naam, loof die Here o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. En as die ou langs jou dink, jy is mal, let it be. Kom ons loof en prys die Here. Dis 'n wonderlike saak, want hy red ons nie net nie, maar hy skenk ook vir ons geestelike oorwinning. Die tweede gedagte, loof God as koning wat op sy troon sit. Psalm 47 vers 5, hy kies ons erfdeel vir ons uit, die trots van Jakob, wat hy lief het, Sela. God vaar op met gejuig, die Here met psalm geklank, psalm sing tot eer van God, psalm sing tot eer van ons koning, psalm sing, want God is koning van die hele aarde, psalm sing met 'n onderwysing, God regeer oor die nasies, God sit op sy heilige troon. Luister vriende, hierdie God van hemel en aarde is die een wat op die troon van die hemel sit, van die aarde maak die voetbank van sy voete, en hy regeer vanuit sy heerlikheid oor die hele wêreld. Die Bybel sê vir ons in Psalm 11 vers 4, die Here is in sy heilige paleis, die troon van die Here is in die hemel, sy oë sien, sy ooglede toets, die mense kinders. Ons is baie gesteld op die koninklike geslag, en ons kyk graag, wat sê die koerante oor hulle, wat het ou koning Charles nou weer gedoen, en sy kinders, is klomp stoute duiwels daai. Kyk wat het hulle weer aangevang, en ons is so besig met daardie koninklike geslag, en ons kom agter elke aardse koninklike geslag is vasgevang in sonde en in elende. Maar daar is 'n koning, sê die Bybel, wat op die troon van die hemel sit en ook op aarde regeer, en ons gaan bietjie nou daarna kyk. Maar ek wil u vra dat u opnuut die Here sal loof en prys, dat hy in beheer is, dat hy koning is, en dat ons knie sal buig voor hom, en met ons tong sal bely, dat hy die ware koning is, die koning van geregtigheid, die koning van heiligheid, die een wat nie sy een oog toemaak, om 'n omkoopgeskenk te aanvaar nie. Hy is nie die een wat soos aardse leiers met boosheid omgaan nie. Hy is heilig, hy word aanbid, hy sit op die troon van die hemel.
Hy het ons as sy kinders vir homself, as 'n bruid aangeneem, en hy sê, kom om julle weer te kom haal. Genoeg rede om hom te loof, en om hom te prys. Ek dink as ons elke oomblik van murmurering sal omskep, in 'n lofgesang, ek wil vir u sê, sal ons hele gesindheid, ons gesondheid, ek dink ons daaglikse lewe radikaal verander. Hoor het sê Psalm 103 vers 19, die Here het sy troon in die hemel gevestig en sy koninkryk heers oor alles. Ek wil net vanmôre iets vra, glo jy en ek dit? Ons gaan nou by die derde punt bietjie meer uitbrei oor dit, maar ek wil hê jy moet hierdie gedagte vasvat, want dit gaan opnuut in jou siel lofprysing en aanbidding bring. Psalm 123 vers 1, 'n bedevaartslied. Ek slaan my oë op tot U wat in die hemel troon. Wanneer ek bid, wanneer ek op my knieë gaan, dan besef ek praat nou met 'n koning. Maar hierdie koning is ook my vriend. Die Bybel sê so, hy is my vriend, hy is die een wat my kom red het. Die Bybel sê vir ons, dat hy die een is wat in my plek die straf aan die kruis kom dra het. Daarom kan ons nie anders as om te loof en te prys nie. Want vriende, hy is die koning wat op die troon sit, maar bereid was om na hierdie aarde te kom, om in my en jou plek te sterwe. Dis genoeg rede om hom te loof en om hom te prys. Daarom, Solo Deo Gloria, ons gee eer aan hierdie God, dat hy ons in ons ellende raak gesien het, en na ons neergebuig het. Jesaja 66 vers 1, so sê die Here, die hemel is my troon, en die aarde die voetbank van my voete. Waar is dan die huis wat julle vir my sal bou? En waar die plek wat my rusplek sal wees? Op elke plek is die Here. Sy oog deurloop hier die hele aarde om diegene kragtig te ondersteun, wie se harte onverdeeld op hom gerig is. Hy is die alomteenwoordige, een van sy eienskappe, een van sy karaktertrekke. Ons kan weet, in die donker diepte van die nag, en in die helderste van die dag is die God van die Bybel, die God wat regeer. Hy sit op die troon van die hemel. Hy het 'n besondere belang in my lewe as sy kind, want hy regeer op die troon van my hart. Ek vertrou dat u dit self ook so in u lewe ervaar, net so as u wonder daaroor. Die boek Openbaring, ons praat van 'n futuristiese boek, 'n boek wat in die toekoms gaan afspeel, dinge wat gaan gebeur. Daar is hier en daar so 'n bietjie trekke van dit wat gebeur vandag, maar die hele boek Openbaring gaan oor hierdie koning, wat sy koninkryk gaan kom vestig op die troon van Dawid en dan vir ewig. En hoor, hoe beskryf Johannes dit in Openbaring 5. Ek lees vir u van vers 13. En elke skepsel wat in die hemel en op aarde en onder die aarde, en wat op die see is, en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit, en aan die lam, kom toe die lof, en die eer, en die heerlikheid, en die krag tot in alle ewigheid. En die 4 lewende wesens het gesê, Amen. En die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid, wat lewe tot in ewigheid. Vriende, luister vanmôre. Jy gaan of nou jou knie buig, en nou moet jou tong bely dat hy Here is. Jy gaan hom of nou op hierdie aarde dien as die koning van die konings, en die een wat gaan kom om sy heerskappy te kom vestig. Of hierdie selfde lam, wat ook beskryf word as die leeu van Juda. Die een wat nou redder is en eendag regter gaan wees. Wat vir jou gaan sê, ek ken jou nie, gaan weg. Daarom pleit ek by jou, kom ons loof hom, dat hy die een is wat op die troon van die hemel sit, nie net nou nie, maar tot in alle ewigheid. Die laaste gedagte vanmôre, loof God wat tot in ewigheid regeer. Ek lees gou vir u wat staan daar, Psalm 47 vers 8, want God is koning van die hele aarde. Psalm sing met onderwysing, God regeer oor die nasies. God sit op sy heilige troon. Die edeles van die volk het vergader, 'n volk van die God van Abraham, want aan God behoort die skilde van die aarde, hoog verhewe is hy. Kom ek vertel u gou kortliks van Israel se geskiedenis. Die Here red hulle daar uit Egipte land, en as u dit nog nie gelees het nie, dan het u 'n groot deel van die Bybel gemis. Hoe God hulle geroep hoor daar in Egipte, hy red hulle uit hierdie land. Die Bybel sê deur die Rooi See, later deur die Jordaan in die beloofde land. En die volk raak besig met sonde. En wat doen die Here? Die al gelees? Die Here wek, hoor nou wat ek vir u sê, hy regeer
oor al die koninkryke op aarde. Hy wek die koning van Assirië se hart op, om sy volk te gaan besoek, om hulle te tugtig, omdat hulle nie luister nie. En hy voer hulle in ballingskap weg. En toe hulle in ballingskap kom, toe hoor hulle dat God in beheer is. Sy koninkryk staan vas. Dieselfde met die Babyloniese ballingskap. Die Here wek hierdie mense se harte op, want die Bybel sê die hart van die koning is in die hand van die Here soos 'n waterstroom. Hy lei dit net waarheen hy wil. Nou ek het vir julle al vertel toe ek daar in Namakoland in die bediening was. So ek is nie gebore nie. Ek kom van die Namakoland af. So jy moet weet as daar bietjie hier en daar 'n afwyking is, moet jy verstaan waar ek vandaan kom. Maar die gedagte is net, daar was 'n man gewees, hy het 7 ou buks, 7 sulke fonteine op sy plaas gehad, en dan wanneer hy goed wil nat lei, wat hy doen, hy trek onder 'n prop uit. Dan maak hy vore, en soos daar die water uit die fontein loop hulle in hierdie vore, elke plek waarin hy dit wil lei, en die Here sê, koning se hart, ons president se hart, is in die hand van die Here, en hy lei dit soos 'n waterstroom. Koning Donald Trump, sy hand, of sy hart is in die hand van die Here. Putin en al hierdie manne, u kan hulle nou noem net soos u wil. Dink u, hulle maak net besluite? God bestuur, God beheer, hy regeer, hy stuur alles na 'n punt, na 'n klimaks, waar hy gaan sit en regeer as koning. Dan sal ons ware geregtigheid en ware heiligheid sien. Nou met al die gewoel in die wêreld, lyk dit of God beheer verloor het. Mense vra, nasies maak planne. Die goddelose raak meer arrogant en die kinders van God meer vreesagtig, so asof ons aan die verloorkant staan. Luister, dink gou by jouself. As God in my hoek staan en hierdie boks kruit, gee ek nie om wie aan die ander kant staan nie. Ek sal net sê, Here, u sien, u weet, u sal oordeel. En tog is ons, ek wil sê, ons staan 'n klap op mekaar. Die tandartse word ryk met al die kunsgebitte wat hulle insit, soos ons op ons stande kners en bewe en benoud is. Ons dink by onsself, waar is die Here? Sien hy nie? Hoor hy nie? Hy regeer. Ek sê onlangs vir iemand, toe hulle praat oor ons omgewing, almal ken nou, hoe lyk dit in Ekurhuleni? As jy reguit ry, sluit hulle jou toe. Want dan dink hulle is onder die invloed. Want daar is nie 'n pad wat nie 'n pothole het nie. En onlangs sê mense vir my, maar hoe kan julle hier bly? Ek sê baie maklik. God is hier. Hy is in beheer. Hy gaan my nie 'n dag langer laat lewe of vroeër laat sterwe nie. Hy is in beheer van my lewe. En wat ook al hy oor my lewe toelaat, weet ek is 100% in sy plan, want vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee. So die Here kom leer vir sy volk dat hy regeer. Hy regeer sy eie volk, Israel. Hy regeer die nasies. Hy wek hulle baie keer op om sy volk te straf. Dink u dat ons regering, wat ons huidiglik het, is maar net hier? Toeval? Nee. Johannes Calvin het gesê, as God 'n nasie wil oordeel, dan wek hy goddelose regerders op, om ons te bring by 'n punt, dat ons weer die Here sal erken. Luister, ons kan hom nie verruil vir goud en silwer, en dink hy sal daarmee tevrede wees. So God is in beheer, en ons eer hom daarvoor. God is in beheer, al lyk dit nie vir ons so nie. Hoor wat gebeur in Esra se tyd, onthou jy wat gebeur? Hulle wil teruggaan uit ballingskap uit, om hierdie huis van die Here te herstel. Hoor wat gebeur, hoe wonderlik die Here die hart van die koning van Assirië lei. Man, as jy nie opgewonde raak oor die God van die Bybel nie, is daar 'n probleem. Jy kan my kom sien as jy wil. Ek sal met jou praat, want daar's 'n probleem. Esra 6:22, hulle het ook die fees van die ongesuurde brode met blydskap 7 dae lank gehou. Want die Here het hulle hart verbly en die hart van die koning van Assirië na hulle omgewend, om hulle hande te versterk in die werk aan die huis van God, die God van Israel. Hoor gou, ek lees vir u verder, wat het hierdie koning gedoen? Vers 21 van hoofstuk 7. En deur my koning Artasasta is bevel gegee aan al die skatmeesters wat wes van die Eufrates, dat alles wat Esra, die priester, die skrifgeleerde in die wet van God van die hemel, van julle vra sorgvuldig gedoen moet word. Tot 100 talente silwer, en tot 100 kor koring,
en tot 100 bad wyn, en tot 100 bad olie, toe en sout sonder beperking. Alles wat volgens die bevel van die God van die hemel is, moet stiptelik uitgevoer word vir die huis van die God van die hemel, want waarom sou daar 'n toorn kom oor die koninkryk van die koning en sy seuns? Hierdie man is 'n goddelose koning en hy sê, luister na Esra, jy gee hom alles wat hy vra, want ek wil nie God se toorn oor my lewe hê nie. Jy sien, hierdie koning het meer wysheid as die meeste van ons, want hy besef God is in beheer. Gaan lees Daniël 4, hoe die Here koning Nebukadneser verneder het en verootmoedig het, totdat hy erken het dat die Here God is. Ek gaan afsluit, Job 42 vers 2. Job sê, ek weet dat u alles kan doen, en geen plan is vir u onuitvoerbaar nie. Ons hardloop gewoonlik na almal, en dan heel laaste na wie toe? Na die Here. As ons alles probeer het, en ons het vir almal vertel wat ons probleem is, dan dink ons by onsself, miskien moet ons net so 'n gebedjie doen. Ek wil jou aanbeveel, die koning wat op die troon van die hemel sit, vir wie geen plan onuitvoerbaar is nie, praat met hom. Ek kom terug na die situasie in ons familie. Ons het amper vir 2 jaar gebid oor 'n saak. Amper 2 jaar. En Vrydag stuur my seun vir my 'n WhatsApp. Hy sê, pa, kyk hier. Hoe God vir ons kom antwoord en vir ons na 2 jaar deur baie beproewinge vat as familie. Maar die Here gee 'n wonderlike uitkoms. En vanmôre sê ons, loof die Here o my siel, en alles wat binne my is, loof sy heilige naam. Psalm 115 vers 2, waarom sou die heidene sê, waar is dan hulle God? Terwyl ons God tog in die hemel is, hy doen alles wat hom behaag. En nou sit een wonder, ek kom dit agter. Wat is die ding wat hy nou van praat? Wat in sy familie gebeur het? Julle is nou nuuskierig, né? Julle wil weet, ek kom dit agter. Maar kom ek vertel julle. Soos jy weet, het my seun 2 jaar terug gekwalifiseer as 'n CA. Die Here was vir hom genadig en barmhartig. In die bepaalde pos wat hy is, het hy maar net die salaris gekry van 'n rekenmeester, en soos die jare aangaan, al hoe minder basies, of hy word al hoe verder teruggesit finansiëel, en hy het aansoek gedoen by verskillende van die hospitale om van die finansiële bestuurder na die hospitaalbestuurder te gaan. En een na die ander persoon sê vir hom, hoor gou, praat nou met u die waarheid. In die onderhoud, alles is 100% reg, jy is te jonk. Nou ek vra hom, seun, papa verstaan nie. As ek by die dokter kom en ek sien is 'n jong seun en hy moet aan my opereer, gaan ek nie vra hoe jonk is jy nie. Hy moet help dat ek deur kan kom. Maar elke keer hoor hy is te jonk en hy vlieg na hierdie plek toe en hy ry na daardie plek toe en hy gaan by hierdie onderhoud en elke keer 'n goeie terugvoering dat hy goed was in die onderhoud, maar hy's te jonk. En hy die bloute, hy kontak 'n man om, toe hy sy CV begin uitstuur al baie lank terug, hy die bloute kontak 'n man om, per toeval, nee, 'n kind van die Here se lewe is aan die toeval nie, jy weet, reëgardien die Here. 'n Man kontak hom en hy sê vir hom, daar's iemand wat jou CV raak gesien het, hulle stel belang. Vrydag kry hy die kontrak wat hy geteken het en die pos aanvaar het as die Chief Financial Officer van 'n groot maatskappy. En hy stuur vir my, sê, pa, kyk hoe wonderlik is die Here vir my. Vir ons as gesin. Dit wat sy gesin gebrek gelei die afgelope 2 jaar finansiëel, kom die Here en hy maak op deur hierdie kontrak en ons sê, Here, ons dankie vir u goedheid. Nie my kind se wonderlike vermoëns en alles wat hy gedoen het en Here, dankie vir die feit dat my kind so geleerd is nie. Nee, dankie Here dat u hulle elende raak gesien het, dat u ons gebede gehoor het, dat u besef het dat hy ook in hierdie opsig uitkoms nodig het. Want finansiëel gaan dit al hoe swaarder en swaarder en die Here gee uitkoms. Hy sê vir my, pa, meer as wat ek gevra het. 2 jaar later, loof die Here o my siel, want hy is die een wat alles doen wat hom behaag. In die tussentyd het die Here sy geloof beproef. Ons geloof beproef. Spreuke 21 vers 1, die koning se hart is in die hand van die Here, soos waterstrome, hy lei dit waarheen
hy wil. Vriende, hierdie koning regeer tot in ewigheid, Lukas 1:32 sê, en hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Behoort jy aan God se koninkryk of aan die van die duiwel? Daar's net een van twee. Ons word almal gebore in die koninkryk van die duiwel, daarom moet ons weergebore word om deelgenote van hierdie koninkryk te word. En hierdie koning, die koning van die konings, die God van die Bybel, wat in Jesus ons redder is, sal regeer tot in ewigheid. U koninkryk is 'n koninkryk van alle eeue, en u heerskappy duur deur al die geslagte. En net so as u wonder, dat net die Ou Testament so praat, hoor wat sê Openbaring 11:15, hierdie wonderlike boek sê, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword, en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Dis nie net 'n seën om aan hierdie Christus te behoort hier nou op aarde nie, maar ons sien uit om vir ewig in die heerlikheid saam met hom te wees. En nou sê hy, uiteindelik is ons by ons vat gou saam. Die klem op gou. OK. Die 3 gedagtes, loof God vir sy wonderbare oorwinnings, loof God as koning wat op sy troon sit, en dan loof God van nou af, wat tot in ewigheid toe sal regeer. Vriende, ek sluit af, loof die Here o my siel, en alles wat binne my is sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. As jy vanmôre die Here nie ken nie, sal jy dit nie saam met my kan sê nie. Daarom pleit ek by jou, dat jy hierdie wonderlike verlosser Jesus Christus sal leer ken deur die blaaie van die Bybel, dat jy genade en barmhartigheid sal verkry, dat hy jou koning en jou redder sal word. En as jy vanmôre aan hom behoort en jy's neerslagtig en neergedruk, wil ek vir jou vra, staan op uit die stof, wat my en jou koning sit op die troon van die hemel, en hy regeer tot in alle ewigheid. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons uit Psalm 47 ook hierdie gedagte kan sien van Soli Deo Gloria. Ons gee eer aan U, ons gee eer aan Christus, ons gee eer aan die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons eer U, Vader, dat U vir ons in genade kom aansien het, dat ons vanmôre kinders van U sorg kan wees. En ons vra U dat ons opnuut sal bely as ons in hierdie absolute moedeloosheid vasgevang is. En dat ons sal opkyk na U, van waar ons heil verwag. Seën ons as gemeente en seën U kerk op aarde en Vader, trek ons met koorde van liefde en leer ons dat die blydskap in die Here, dit is ons beskutting. Seën ons ook waar ons nou aan die tafel gaan sit, Here, mag U genade oor ons groot wees, ons loof en ons prys U naam. Amen.